Goeiedag almal, ek glo die Here kom vandag na elkeen van ons en al wat hy sê is, my kind, glo net. Maar wat beteken hierdie woorde? Jakobus 2 vers 19 sê vir ons baie duidelik, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook en hulle sidder. In die Amplified Bible, die Classic Edition, lees dit so: You believe that God is one, you do well. So do the demons believe and shudder in terror and horror, such as make a man's hair stand on end and contract the surface of his skin. Nou wat moet ons as kinders van die Here se glo anders wees as die duiwels? Handelinge 27 vers 25 het Paulus vir die manne gesê, manne hou moed, want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is. Hierdie klein woordjie glo is die Griekse woord pisteo, wat nie bloot dui op iemand wat 'n gelowige is nie. Pisteo dui op iemand wat op 'n spesifieke oomblik iets, watter iets, die woord, dit wat God gesê het, of iemand wie die Here ons God glo en dit met alle mag krampagtig vasgryp vir 'n spesifieke situasie. Watter situasie? Daardie oomblik wat jy met iets gekonfronteer word wat die ingrype van God nodig het. Pisteo in hierdie konteks dui dus op ons, kinders van die Here, wat met enige konfrontasie of uitdaging in ons lewe na ons Vader, die Here ons God kan gaan vir raad, vir krag en vir wysheid om ons te help om op sy woord wat hy tot ons spreek, oorwinnaars te kan wees vir daardie spesifieke oomblik. Daarom Paulus maak almal stil en hy roep uit in Handelinge 27:25. Hou moed manne, want ek glo God dat dit sal wees soos aan my gesê is. Jy weet, hierdie vreeslose aanvaarding is op grond van dit wat die Here vir hom gesê het. Geloof, pisteo, is 'n absolute oortuiging en 'n verwagting wat nie toelaat dat enige probleem of situasie wat deurteen kom jou laat terugdeins nie. Ons moet glo dat die woord van die Here ons God waar is en dat dit werk. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos wat dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Ons moet glo dat ons die woord van die Here kragtig kan aanwend. Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag, die exousia, bonatuurlike, bomenslike krag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. En dan, omdat ons op hierdie mag glo en dit aanvaar en aanwend, Romeine 16 vers 20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Ag, die Here kom en hy sê vir ons, as julle geloof het en nie twyfel nie. Dankie Here, in Jesus naam, amen.